Baie dankie François en goeiemôre aan al die Vrystaters. Dis vir my baie lekker om vandag hier by julle te wees. Nie net omdat dit lekker is in die Vrystaat en omdat my pa van hier af kom nie, maar omdat ek bietjie vir 'n slag kan Afrikaans praat. So baie dankie, dis lekker om hier saam met julle te wees. Dames en here, dis vir my regtig 'n enorme voorreg om vandag hier by julle te kan staan en as minister van Landbou met julle te kan gesels. Ons het geluister hoe julle president van Vrystaat Landbou nou hier met ons gepraat het. En wanneer ons luister daarna, dan besef 'n mens, wat is die uitdagings wat landbou mee sit elke dag? En tog hou ons boere aan boer. Ek gaan nou as ek gesels met julle 'n bietjie gesels oor 'n paar dinge wat landbou moeilik maak. En tog hou julle aan boer. 'n Plaasmoord vind plaas. Tog hou julle aan boer. Insetkostes gaan op. Tog hou julle aan boer. Waarom? Want dis 'n roeping. Dis nie 'n job nie. Jy's hier geplaas deur die almagtige Here van hemel en aarde, want jy's geplaas om te kan boer. En ons moet dit met trots kan doen en ons sal aanhou om dit te doen. Ons moet saamwerk om dit te kan regkry. Vriende, Vrystaat, ek gaan hom so 'n bietjie opskuif. Die Vrystaat is meer as net 'n broodmandjie vir ons land. Dis die tuiste van mense wat oor geslagte en geslagte heen boerdery kennis oorgedra het na mekaar toe en met liefde vir hulle grond boer. Julle het bewys dat deursettingsvermoë, innovasie en geloof die grondslag van suksesvolle landbou is. Ek wil ook die departement van landbou en my kantoor se opregte gelukwensing aan Vrystaat Landbou oordra. Ek wil julle organisasie bedank vir dekades se harde werk, François. Dit wat julle doen is regtig van onskatbare waarde. Julle het vir ons gewys hoe georganiseerde landbou 'n verskil kan maak. Julle beskerm boere se belange en ja, julle het die moed gehad toe dit nodig was om die regering hof toe te vat. Dis nie altyd maklik nie en ek kon dit aflei uit wat jy vir ons gesê het hier vanoggend. Vriende, die tema van hierdie kongres is om saam te staan vir landbou in die Vrystaat. Saam staan vir 'n sterker landbou in die Vrystaat. En daardie tema spreek my regtig besonders aan. Want dit is regtig ook my visie vir landbou in Suid-Afrika. Ek glo dit nie dat die regering alleen alles kan regkry nie. Hy kan nie. Ek glo nie aan 'n regering wat alles alleen probeer doen nie. Ek glo ook nie aan 'n privaat sektor wat alles alleen moet oorleef nie. Ek glo aan vennootskappe. Ek glo aan vennootskappe waar ons mekaar kan vertrou, waar ons mekaar kan aanspreeklik hou en belangriker nog waar ons saam met mekaar kan oplossings vind soos wat ons gesien het in die laaste maand. As ons met mekaar praat en nie van mekaar praat nie, bereik ons sukses. Ek het van my eerste dag af as minister van Landbou gesê dat die departement van Landbou gaan nie teen boere werk nie. Ons gaan saam met boere werk. En ek wil regtig vir u sê, ek kan nie praat vandag oor enige van my voorgangers en wat hulle gedoen het nie. Ek kan egter net 'n belofte gee oor wat ek gaan doen vir solank as wat ek hier is. My vrou het vir my jare terug toe ek in politiek ingegaan het gevra, want sy hou nie van politiek nie. Willa, wanneer is dit die exit datum? Wanneer is jy klaar hiermee? En my antwoord aan haar was, my nooi die dag wanneer ek opstaan en ek besef ek kan nie meer 'n verskil maak nie, is die dag wat ek groet. En ek glo dat ek 'n verskil kan maak, maar ek kan dit nie alleen maak nie. Ons moet hande vat. Ons moet dit wat julle tema vir hierdie kongres sê, daardie samewerking, is wat ons moet doen. Ek sien uit daarna dat daar 'n reset button, 'n herstelknoppie gedruk word in samewerking tussen die departement van landbou
en die boer op die grondvlak. Die departement van landbou moenie gesien word as 'n struikelblok in die pad nie, maar eerder as iemand wat help. Dit gaan tyd vat om dinge wat oor jare verkeerd gegaan het, reg te maak. Maar dit beteken nie ons moet weghardloop nie, dit beteken ons moet ernstiger begin. En ons gaan daardie begin het klaar begin, maar ons gaan aanhou daarmee. Ons gaan nie ophou nie. Uiteindelik werk ons almal tog aan dieselfde doel. Eerstens is dit om vir jou en jou gesin te sorg, natuurlik, dis die subjektiewe. Maar ons werk ook om voedselsekerheid in ons land daar te stel. Kos kom nie van die winkelrak af nie, hy kom van die plaas af. En ons moet dit besef. Mense, kom ons praat 'n bietjie oor back and closure. François het baie daaroor gepraat vandag. Back and closure het my en almal van julle tot in ons wese geskit. En die een ding wat ek besef het is dat, toe ek as minister aangestel het, is dat die staat het nie die vermoë om back and closure alleen uit te sorteer nie. Finish en klaar. Daarom sal dit dwaas wees om aan te hou om te probeer om dit alleen uit te sorteer. Ons moet saamwerk. Ek kan net dink wat die onsekerheid was wat op plase was. Onsekerheid oor enstowwe, onsekerheid oor hoe dit toegedien moet word. Maar mense, ek dink ons het nou 'n pad vorentoe. François en ek wil vir Vrystaat Landbou, Saai en Sake Liga wat deel was van hierdie hofsaak, maar wat ook deel was van die skikkingsgesprek, wil ek baie dankie sê. Dankie vir die goeie gees waarin dit kon plaasvind. Dankie dat ons om 'n tafel kon sit, mekaar in die oë kon kyk, realiteite aanvaar en met 'n plan vorendag kom. Die verantwoordelikheid lê nou op ons almal om gesamentlik daardie plan te implementeer. Ek kan vir julle sê dat vandag, spesifiek hier vandag, is 'n belangrike dag, nie net omdat die hele kongres is nie, maar vandag is die eerste 1 miljoen enstowwe wat deur die privaat sektor, deur Dioneweks wat hier sit, aan privaat veeartse versprei word, 'n realiteit. Dit gebeur vandag. Dr. David, am I right? It's happening today for the first time. En dit was die laaste Engels wat ek gepraat het. Mense, dis regtig 'n merkwaardige dag. Daar het 2 miljoen enstowwe ingekom in die laaste week. 'n miljoen daarvan gaan na OBP en die staat toe, want ons bly die verantwoordelikheid dra om daar waar daar uitbrake is, dit te gaan, areas te gaan enstowwe toedien. Daar waar daar mense is wat dit nie self kan bekostig of nie self kan doen nie, ons bly daardie verantwoordelikheid dra. Maar nou het ons hierdie enorme sterk en kragtige vennoot, die privaat sektor, wat ons nou kan help. Daar kom die 13de nog 2 miljoen en die 20ste nog 'n verdere 2 miljoen enstowwe in, waarvan die privaat sektor 3 miljoen en die staat 1 miljoen gaan kry uit daardie totaal van 4 miljoen uit. Met ander woorde, ons het nou op 'n punt gekom waar ons nou werklik hierdie ding kan uitrol, waar ons die uitslae en die resultate gaan sien van dit wat ons onderhandel het met mekaar. En ek wil weer eens vir almal wat daar betrokke was, baie dankie sê. Mense, ons moet ons boere vertrou. Ons boere ent elke jaar hulle diere in. Julle weet hoe om dit te doen. Doen dit. Ons moet die kanale daarstel. Ek gaan in kort net vinnig raak daaraan. Die proses wat 'n boer moet deurgaan as hy sy eie diere wil ent, bestaan uit 3 dinge. Eerstens, jy moet aansoek doen, die wet sê dit duidelik. Jy moet aansoek doen om as 'n gemagtigde persoon te kan optree. Daar is verskeie platforms. Die departement van landbou het 'n platform, maar ons het ook landbouorganisasies gevra en toegelaat en gesê, skep jou eie platform, dat 'n boer via jou platform kan aansoek doen. Al daardie inligting word geïntegreer in een stelsel by die departement van landbou. So doen aansoek. Dit gebeur aanlyn, dit gebeur in tyd, daar's nie 'n bottleneck nie. Wanneer jy gaan ent, moet jy 5 dae kennis gee voordat jy kan gaan ent. Nou ek wil vir u nou sê dat ek is besig om te kyk daarna om daardie 5 dae ook korter te maak, want ek sien nie werklik die nut daarvoor in nie. Dit is egter wat ons met mekaar ooreengekom het en as ons dit kan korter maak, sal ons.
Wanneer jy kennis gee dat jy gaan inent, moet jy jou plaas se besonderhede gee, jy moet die enstof wat jy gaan gebruik se besonderhede gee, jy moet vir ons sê, is dit 'n eerste of 'n tweede dosis, dis is 'n taamlike klompie inligting wat jy weer eens aanlyn kan doen. As jy dit gedoen het, kan jy na jou veearts toe ry. Jou veearts sou via die privaat sektor invoerders soos Dunewax of by Genesis Bargo dan hulle enstof al gekry het. En hy kan dit daar gaan kry, plaas toe ry en sy diere ent. En dan is daar 'n verantwoordelikheid op die boer om binne 14 dae daarna terugrapportering te gee oor die enstof wat hy wel dan toegepas het. So nie enige persoon kan enstof kry nie. Jy moet 'n boer wees, jy moet jou plaas se besonderhede kan deurgee. Jy moet 'n gemagtigde persoon kan wees. Mense, ons het tot op hede vandag meer as 17 miljoen enstowwe in die land ingekry. En soos wat jy gehoor het, is hier nog 'n 4 miljoen op pad en hierdie stroom sal aanhou. Ek het van my kant af van dag 1 af gesê dat samewerking is vir my van kardinale belang. Ons kan nie dat sekere groepe na geluister word en sekere groepe nie. Ek kan vir u vandag sê, dis nie my werkswyse nie. My werkswyse is een van inklusiwiteit. Weet ek alles? Beslis nie. Gaan ek foute maak? Ongetwyfeld. Maar gaan ek my omring met mense wat my kan help? Beslis. Daarom het ek die industriekoördineringskomitee ook uitgebrei. Ek het vir Dr. Dani Odendaal en vir Dr. Theo de Jager ook op daardie komitee gesit, want ek dink dit maak daardie komitee sterker. Ons het baie in die verlede gepraat oor enstowwe en wat gedoen moet word en waar ons dit moet kry en 'n klomp bekleierye gehad, maar ons is nou op 'n plek in Suid-Afrika waar ons moet ophou praat en ons moet implementeer. En hierdie industriekoördineringskomitee, Frans, jy het nou daaraan geraak en gesê daar is nie geluister nie. Ek het nou al 2 van hulle vergaderings bygewoon, want ek dink dit is belangrik om juist te hoor wat daar aangaan. Selfde met die ministeriële taakspan wat meer tegniese dinge hanteer. Saam, die ministeriële taakspan en hierdie uitgebreide industriekoördineringskomitee moet nou ons bomskwad wees wat kan help met praktiese uitvoering van hoe ons hierdie enstofprogram gaan uitrol. Ek het ook die mandaat van hierdie industriekoördineringskomitee uitgebrei om juist te konsentreer op wat ons nou moet doen en hoe ons hierdie gaan uitrol. So Theo, aan jou en Dani en elkeen van die ander lede wat op hierdie industriekoördineringskomitee is, baie dankie. Dankie dat julle bereid is om te help. Ek verklaar myself bereid om te luister, om daar te wees en om saam oplossings te vind vir dit wat nou van kardinale belang is vir ons om te doen. Mense, kom ons het nou klaar gepraat oor back and closure. Boerdery gaan oor baie meer as net bees. Ons deel 'n werklikheid hier in die Vrystaat en dit is dat ons 'n grens met Lesotho deel. Ek het die voorreg gehad om vroeër vanoggend hier by hierdie perseel 'n gesprek te voer met Lesotho se minister van landbou en van sy mense. En ek kan in kort vir u sê dat ons het bevestig dat ons as 2 onafhanklike lande met mekaar sal saamwerk, dat ons hulle sal help, want geen virus, of dit back and closure is of enigiets anders, ken 'n landsgrens nie, maar ons het ook gesien dat geen krimineel worry oor 'n landsgrens nie. En ons moet daardie veiligheidsaspekte ook aanspreek en dit word beslis gedoen. Dames en here, kom ons praat 'n bietjie oor landelike veiligheid. Ek boer, ek weet hoe dit voel om jou vrou en jou kinders op die plaas agter te los, weg te wees, dorp toe te gaan of dalk langer weg te wees en daardie bekommernis en vrees wat jy die hele tyd met jou saamdra as dit gebeur. Ons moet veg daarteen. Ons kan nie toelaat dat mense wat ons wil skade aanrig, dit reg kry om dit waar ons roepingtaak ons hiervoor gestel is, uitgevoer kan word nie. Ons moet beklei daarteen met alles wat ons het. Ek het reeds gesprekke gehad met die waarnemende minister van polisie.
Ek en Ian Cameron, wat die voorsitter is van die parlementêre komitee vir polisie, het ook gesprekke gehad. En ek het amptelike versoeke gerig dat plaasmisdade, landelike misdade, plaasmoorde, plaasaanvalle, veediefstal, dat dit as 'n prioriteitsmisdryf verklaar moet word. Ons kan nie terugsit en dink dit is maar net nog 'n misdryf nie. Mense, een moord is een moord te veel, of dit nou 'n moord is op die Kaapse vlakte, of 'n moord in Johannesburg, of 'n moord op 'n plaas. Maar een ding staan soos 'n paal bo water. Gaan kyk na die brutaliteit waarmee plaasmoorde plaasvind. Gaan kyk na die buiteverhouding wreedheid, die buiteverhouding hoeveelheid. Ons sal blind wees as ons dit nie erken vir mekaar nie. Daar is meer as 'n jaar terug alreeds 'n parlementêre verslag. Ek was lid van daardie komitee, waar ons in die komitee vir die eerste keer het 'n parlementêre komitee erken dat daar iets soos plaasmoorde is. Kom ons kyk nou nie weg nie. Ek gee vir julle die onderneming van my kant af, dat ek werklik alles in my vermoë sal doen om by te dra tot die veiligheid van ons boere op die plaas. Mense, maar veiligheid op die plaas is nie net die regering se verantwoordelikheid nie, ons almal weet dit en ons almal doen dit. Plaasveiligheid begin ook by jou plaashek, net soos wat biosekuriteit vir jou bees ook by jou plaashek begin. Ek wil dankie sê vir elke plaaswag en elke buurtwag. Ek wil dankie sê vir landbouorganisasies wat tegnologie daarstel en wat ons help. Ek sien my tyd raak min, ek moet roer. Mense, ek onderneem ook aan julle vandag dat ek omstandighede wat infrastruktuur aanbetref sal aanhou aanspreek. Ek het reeds gesprekke gehad met minister Barbara Krisi, die minister van Transport, oor die toestand van ons paaie in landelike gebiede, oor die toestand van ons hawe, die effektiwiteit daarvan. Dit is vir my lekker om in 'n regering van nasionale eenheid te kan dien waar ek daardie gesprekke kan voer, en ek wil vir u vandag sê dat die terugvoering wat ek kry, ja, dit mag woorde wees, maar dit is belovend. En ons sal aanhou om die druk toe te pas dat ons resultate daarvoor kan begin sien. Kollegas, julle weet baie goed dat die afgelope paar jaar se boerdery was baie moeilik. Elektrisiteitskoste wat styg. Landbou het gesien hoe het kunsmiskoste gestyg. Ons sien, jy het daarin geraak ook, François, hoe die vinnige skepe die duur diesel hier aflaai en die goedkoper diesel lank vat om uit te kom, hoe diesel insetkoste duurder geraak het. Ons moet alles in ons vermoë doen om ons boere te help. Ons boere weet hoe om te boer. Maar ons moet aanvaar dat ons meeding met lande waar boere gesubsidieer word. Dit gebeur nie hier by ons nie. Mense, julle wat kos op ons tafel sit, doen iets wat nie maklik is nie. Maar dit word maar net as gegewe aanvaar. Ons moet werklik waar opstaan vir landbou, en daarom sal my departement werklik waar alles in ons vermoë doen om diensbaar te wees vir landbou. Maar ons het nodig om hande te vat. Ons het nodig om as verskillende bedryfsorganisasies, verskillende georganiseerde landbouorganisasies, die provinsies en die departement saam met mekaar hande te vat, sodat ons werklik waar landbou kan vorentoe vat. Vriende, ons leef in 'n wêreld waar klimaatsverandering en geopolitiese onsekerheid ook toenemende druk op ons hulpbronne plaas. Daar is beslis nie 'n sektor wat meer voorbereid is vir dit wat gaan gebeur as landbou nie. Want ons boere is al deur van hierdie dinge. Hierdie gaan nie die eerste El Niño wees wat ons boere moet hanteer nie. Hierdie is nie die eerste jaar wat ons met daardie stygende kostes te kampe het nie. Ons boere weet hoe om te boer. Ons moet van die regering se kant af net seker maak dat ons dit nie vir jou moeiliker maak nie, maar makliker maak om te boer. En ek onderneem regtig aan julle dat dit is wat ek en my departement gaan probeer doen. Ek verstaan dat boerdery nie 'n beroep is nie. Dis nie net 'n beroep is nie. Dis nie net 'n job nie. Dis 'n leefwyse. Dis iets waarvoor jy werklik geroepe is. Maar dis ook 'n nalatenskap. Daarom wil ek 'n minister wees wat kan bydra daartoe. 'n Minister wees wat luister. 'n
'n minister wees wat toeganklik is. En 'n minister wees wat saamstaan met georganiseerde landbouorganisasies soos Vrystaat Landbou. En saam met julle 'n pad uitkerf. En saam met julle landbou in Suid-Afrika voordelig maak vir die hele land. Ek wil vir julle baie dankie sê, Vrystaat Landbou en ander wat hier is. Dankie vir julle eerlikheid. Dankie dat julle die regering aanspreeklik hou. Maar veral dankie dat julle elke dag aanhou om kos te produseer. Dankie dat julle die ruggraat is van ons landelike ekonomie. Elke brood op ons tafel, elke glas melk, elke stuk vleis en elke sak mielies begin uiteindelik maar net by een plek en dis by die boere op die plaas. Ons moet dit vir julle makliker maak. Ek sien uit daarna om hierdie pad met julle te stap. Dis vir my 'n ongelooflike voorreg en 'n ongelooflike eer en ek besef dat dit gepaard gaan met 'n ongelooflike sin vir verantwoordelikheid. Iets wat ek nie alleen kan dra nie, maar saam met julle kan dra. Baie dankie. Alle sterkte vir julle kongres. Mag julle ryklik geseën word. Waardeer.